Welkom by die derde video van hoe ons kinders vasmaak aan Jesus Christus, aangebied deur Flower in Almond. So vandag se tema gaan daaroor wie laat jy toe in jou kind se lewe en wie laat jy toe om afdrukke op hulle lewe te maak. So as jy gou dink, jou kind is soos 'n bol klei, nê? En oralste waar jou kind gaan, word jou kind gevorm. So die afdrukke wat jy los, is afdrukke op jou kind se lewe. Die afdrukke wat die onderwysers los, is afdrukke. En so vorm dit die mens tot wie jou kind word, die groot mens, die volwassene wat jou kind word, hoe jou kind dink, hoe jou kind reageer. Nou julle party afdrukke wat op ons kinders gemaak word, is positief, maar daar's afdrukke wat ook negatief is. En jy as ouer, soos ons reeds bespreek het, is die geestelike hekwagter oor jou kind se lewe. Jy is die een wat besluit wie laat jy in julle lewe toe, wie laat jy in jou kind se lewe toe, wie is die maatjies met wie jou kind speel, maar meer as dit, wie is dit wat jou vriende is en jou familie is wat in jou huis kom. So byvoorbeeld, as in my huis sekere waardes nagestreef word en 'n sekere voorbeeld aan my kinders gestel word, is ons huis is hulle veilige plek. Dit is amper soos 'n heiligdom, nie 'n sanctuary. Dit is waar hulle veilig mag voel, waar hulle self kan wees, waar hulle vrye teels het rondom hulle emosies en waar hulle nie blootgestel word aan dit wat die wêreld bied nie. So die oomblik as hulle uit hierdie huis uitstap, dan word hulle konstant blootgestel aan die wêreld, aan dit wat die wêreld bied. Maar hierso in hierdie huis is waar hulle veilig is en waar hulle weet wat is reg en verkeerd. So nou laat ek as ouer sekere deure oop en ek laat sekere mense in my lewe in my kinders se lewe en in ons as gesin se lewe in. En ek smeer dit toe rondom te sê, maar ons is jare lank al vriende, of dit is my familie, ek kan mos nie my boetie, sussie, ma of pa weghou uit my huis uit nie. Maar in my huis is daar reëls. So wanneer sekere persone in my huis kom, verwag ek dat hulle self sal gedra en sal optree volgens hierdie reëls in my huis wat vir my kinders geld. So om 'n idee te gee, is daar 'n oom of tannie of 'n vriend of vriendin wat lelike taal gebruik. In my huis leer ek my kinders, dit is nie hoe jy praat nie, dit is nie reg nie, ons bring nie eer aan die Here deur 'n vuil mond te hê nie, want die woord sê, moenie laat daar vuil taal uit jou mond uitkom nie. Nou laat ek iemand toe wat se elke tweede woord 'n lelike woord is. Is ek dan werklik 'n hekwagter of gaan ek vir daardie persoon sê, hoorie, askies, ek wil nie skade doen aan ons verhouding nie, maar in my huis sal jy asseblief my kinders en my gesin respekteer en nie vuil taal gebruik nie. Anders dan gaan ons op 'n ander plek moet gaan koffie drink of 'n kuiertjie doen, maar in my huis is daar sekere goeders wat ek nie my kinders aan wil blootstel nie. Gaan die persoon kwaad word? Ja, dalk. Dan, as die persoon kwaad raak en offense vat, dan moet jy regtig daai verhouding gaan ondervraag. Is daai verhouding dan werklik 'n goeie verhouding vir jou ook? En vir jou, as die persoon nie respek het, dan vir jou reëls en jou manier hoe jy jou kinders groot maak nie. Dieselfde as iemand in jou huis kom en ek dink byvoorbeeld, jy sê, maar ons rook nie in my huis nie, jy veroordeel nie, jy sê net asseblief, my kinders wil ek nie daarin blootstel nie, ek beskerm hulle vir gesondheidsredes en ook omdat dit nie vir ons, dis nie iets wat ek vir hulle aanbeveel en aanmoedig nie, want ek verduidelik vir hulle die effek op jou longe, dat jou liggaam 'n tempel is en jy die Here moet eer. Of iemand wat in jou huis kom en hulle kom vir 'n braai en hulle raak dronk in jou huis of drink uitsonderlik baie en jy leer jou kinders, maar ons moet die Here eer en die Here sê moenie dronk word van baie wyn nie en jy het jou kinders geleer dat dronk word is die oomblik wanneer jy nie meer beheer het oor hoe jy optree nie, wanneer jy anderste, wanneer jou persoonlikheid begin verander. Dit is nie goed vir jou kinders om daarin blootgestel te word nie, want jy het daai besluit geneem. Nou kom hierdie persoon in jou huis en hulle maak en smaak soos wat hulle wil. As jy dan sê, ekskuus, ek dink is nou tyd om huis toe te gaan, ons sal later verder kuier, of voor die tyd om sekere grense te stel, dit is nie verkeerd nie. Dit is jou rol as ouer. Wat is op die einde van die dag vir jou die belangrikste? Om die Here te eer in jou manier hoe jy jou kind groot maak, of om daai verhouding nie skade te laat lei nie.
Want daai vriendskappe en daai verhoudings wat in jou lewe inkom, is op die eind van die dag dit wat afdruk op jou kinders lewer. 'n Kind is soos 'n spons. Hulle neem alles in, hulle hoor alles, hulle sien alles, hulle beleef alles. En dit vorm hulle menswees en dit vorm hulle opinie oor mense. So, net om 'n idee te gee. Nou, maak jou kind vriende wat nie in hulle optrede die Here eer nie. Het jy dan regtig seggenskap as ouer om te sê, nee, moenie met daai maatjie speel nie, daai maatjie het 'n slegte invloed op jou lewe? I don't think so, nee. Want as jy sulke mense in jou lewe as ouer kan toelaat en in jou huis in toelaat, dan kan jou kind sekerlik ook, want hulle doen wat hulle sien, hulle volg jou voorbeeld. So ouers, dit is 'n moeilike en 'n bitter pil partykeer om te sluk, en veral wanneer dit oor jarelange vriendskappe kom en wanneer dit familie raak. Want om grense dan te stel is moeilik. Dis moeilik wanneer jy dalk saam 'n sekere leefstyl gehandhaaf het en om nou te sê, weet jy wat, ekskuus, maar hierdie gaan nie meer vir my werk in my huis nie. Ek praat nie net van die ooglopende dinge nie. Ek praat van iemand wat 'n skindertong het, wat oor almal altyd wil sleg praat, almal wil sleg sê, oor elke ander persoon wil bespreek en sê, ja, hierdie en nou dit gedoen, daai en nou dit gedoen, het jy gehoor? Maar ek leer vir my kinders, moenie skinder nie, bly liewerste stil voordat jy iets slegs van iemand sê. Nou laat ek iemand in my huis toe en ek laat hulle toe om te skinder. Maar is ek dan die hekwagter oor 'n skindertong in my huis? So hoor julle hoe diep dit raak? Dit raak baie diep. Maar op die eind van die dag wil ek vir julle aanmoedig en sê, onthou, jy is aangestel as hekwagter en amper soos 'n sekuriteitsman oor jou kind se lewe, nê, om te beskerm en te kyk wie inkom, wie afdrukke lewer, net om 'n idee te gee. Nou is daar byvoorbeeld 'n tannie. Die tannie beskinder almal. Sy kom in die huis. Nou, deur dit, my kind hoor dit, my kind sien dit, my kind sien ek maak haar nie stil nie, nê? En ek sê altyd stap weg uit skindergesprekke uit, moenie deel raak nie. Maar nou sit ek in my eie huis, dis wat gebeur. Dis die afdruk wat gelewer word. Nou is daar 'n oom en hy vloek voor en agter en hy kom in my huis en hy lewer afdrukke. En dis 'n afdruk op my kind se lewe. Nou is daar 'n oom of 'n tannie wat verslawende gedrag het in my huis en ek sê vir my kinders bly weg van dit af en dit lewer 'n afdruk. En sien julle naderhand, raak dit 'n de mekaar storie, nê? Want in dieselfde asem, hier waar die wit kant is die kant wat ek dan nou leer, eer die Here, volg die woord, ons lewe volgens wat Jesus sê, ons lewe vir hom, ons ken hom in alles wat ons doen, ons sê ek in my huis, ons sal die Here dien, maar dit is wat ek toelaat in my huis. Ek wil julle aanmoedig om werklik te gaan ondersoek doen in elke vriendskap en elke familieverhouding en om mooi te gaan dink, is dit verhoudings en vriendskappe wat 'n goeie afdruk op jou kinders lewer of is daar slegte afdrukke? En ek sê nie, moenie persoon veroordeel en haatlik optree nie, maar stel grense. So as jy dan by jou familie wil uitkom, maak dan liewerste 'n afspraak en sê kom ons ontmoet mekaar by 'n restaurant, ons gaan eet 'n lekker burger saam en spandeer tyd daarso. Maar jou huis is jou kinders se veilige plek. Pas dit op. Dink aan 'n kasteel, né? 'n Kasteel het wagte reg rondom die mure en dan soos wat jy in die kasteel inkom, is daar nog wagte binnekant. En dit is wat 'n huis is vir kinders. Dit is hulle kasteel. Dis die plek wat opgepas moet word. Ons los nie 'n hek net waarwyd oop, tog van in 'n kasteel nie, nê? Dit sal die koning en die koningin se lewe bedreig. En op die einde van die dag, daai lyfies wat aan jou toevertrou het, moet jy oppas, soos wat mense 'n koning en 'n koningin sal oppas. Beskerm hulle met jou lewe. Al kos dit sekere vriendskappe en sekere verhoudinge wat ondergaan. Wat is op die einde van die dag vir jou die belangrikste? Onthou om tot hierdie kanaal te like en te subscribe.